Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kon dra. Ken jy sy naam? Ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy hom ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die woord van die Here en die waarheid daarin vervat vir u steeds van kardinale belang is. Ek gesels weer eens oor die godheid van Jesus Christus, 'n baie omstrede, 'n baie kontroversiële onderwerp in die godsdienstwêreld, veral in die kultiese groepe en die valse godsdienste van die wêreld wat nie erken dat hy God is nie, en daar is baie debatte daaroor. Hierdie is 'n baie belangrike onderwerp. Dis eintlik die fundament van die Christelike geloof, en as jy nie glo dat Jesus waarlik God is nie, dan is jou geloof van geen waarde nie. Ek gaan vandag vir 'n paar video's speel. Ons gaan kyk na Jesus se voorbestaan. Hy sê voordat Abraham was, is ek gewees, en dit is belangrik om dit te glo. Hy bestaan van alle ewigheid af, en baie valse leraars probeer hierdie leerstelling vermy en gee hulle antwoorde om die teendeel te bewys. Nou kom ons spring dadelik weg. Nou ja, hulle sê Jesus did not pre-exist his flesh. Dit is wat baie van die biblical Unitarians, mense wat teen die waarheid is dat Jesus God is, hulle sê dat hy nie bestaan het voor sy geboorte nie. Met ander woorde, by sy geboorte was hy eers in bestaan. En hierdie valse leraars sal natuurlik die skrifte doelbewus verdraai om uit te kom by die gedagte dat Jesus nooit God was nie. Nou kom ons gaan kyk na 'n paar belangrike skrifgedeeltes in die Ou en die Nuwe Testament. Nou goed, ons begin sommer by die Nuwe Testament. Ons gaan nou na die Ou Testament toe. 'n belangrike skrifgedeelte, Johannes 1 vers 1 en 2. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Met ander woorde, Jesus was God van alle ewigheid. Hy het vlees kom word, Johannes 1:14, hy het vlees kom word, en natuurlik die belangrike daarvan is God in die vlees, en hy moes die offer bring vir die mensdom, die sondeoffer op hom neem as die lam van God. 'n ander skrifgedeelte, Kolossense 1:17, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Baie duidelik, die skrifgedeeltes is so duidelik, en ek kan nie verstaan dat mense hierdie goed nie verstaan nie. Hebreërs 1 vers 12, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. Hier word van Jesus gepraat, die Seun van God. As sy jare geen einde het nie, dan beteken dit dat hy van ewigheid af is, en dis baie duidelik. Nog 'n skrifgedeelte, Johannes 17 vers 5, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Met ander woorde, voor die skepping, voor alle dinge, was hy by die Vader, en is hy God in die vlees. Nadat hy gekom het, is hy God in die vlees. Hy is waarlik God, en hy voor alle dinge het hy bestaan. Kom ons gaan kyk na die Ou Testamentiese skrifgedeeltes, wat dit nog vir ons baie pragtig en baie duidelik uitbeeld. Die eerste skrifgedeelte in die Ou Testament, Micha 5:1, en jy, Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar van my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hier is 'n profetiese woord oor Jesus Christus, dat sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hy is van ewigheid tot ewigheid. Psalm 90 vers 2, voordat die berge gebore was, en die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Ook 'n profetiese woord. Jesus is uit die voorgange, uit die uitgange van die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hy bestaan van ewigheid tot ewigheid. Nou goed, kom ons gaan kyk na die eerste skrifgedeelte in Johannes 8:58, waar Jesus vir die Jode gesê het,
Hy sê, voordat Abraham was, is ek. Kom ons gaan kyk daarna. Nou, hy staan voor die Jode en hulle vra vir hom vrae en hy sê vir hulle, Abraham, julle vader het hom verheug dat hy my dag sou sien en hy het dit gesien en hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie en u het Abraham gesien. Nou, wat het hy bedoel? Abraham het sy dag gesien, toe hy sy offer Isak, sy enigste seun wil offer, het die Here vir hom gesê, moenie jou seun offer nie, God sal voorsien. En hy het verwys na Jesus, die lam wat sou kom, wat geslag sou word, en dit is wat hy gesien het. Nou, Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hulle het toe klippe opgetel om te stenig, maar Jesus is stilletjies uit die tempel opgegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Nou, hoekom wou hulle vir Jesus stenig? Want hy het eintlik hom gelijkgestel met God. Weereens, jy kan sien, telke maal in die skrif, wanneer hy sê, ek en die Vader is een en so meer, dan verwys hy na homself as God. En dit is hoekom hulle wou stenig, want dit is Gods lasterlik om so te praat. Nou kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van 'n Biblical Unitarian. Wat het hy te sê oor Johannes 8 vers 58? And this helps you when you come to a passage, say, like John 8:58, where it says, before Abraham was, I am he. Before Abraham was, I am the Messiah. So it helps us to understand how the Messiah can be before Abraham, because the Messiah was in God's plans, purposes, and foreknowledge, and this is a dedicated New Testament teaching. Nou ja, wat hierdie man sê is dat Jesus nie letterlik 'n letterlike wese bestaan het nie, maar net as 'n gedagte, plan en doel by God. En dit is wat hulle wil tuisbring by die mens, en dit is nie wat die woord van God leer nie. Ons het reeds gesien dat Micha vir ons leer, hy sê hy's uit die voortye, met ander woorde, uit die voorgange, uit die ewigheid af. So hy bestaan van ewigheid tot ewigheid. Maar dis wat hierdie mense graag wil leer. Nou as ons gaan kyk wat sê Johannes 1:1, hy was God van die begin af. Hy was by God van die begin af. En dit is wat die woord vir ons duidelik leer. Maar hierdie mense wil graag 'n ander prentjie, 'n ander gedagte bybring dat Jesus nooit waarlik God is nie. En dis wat die vyand wil doen. As jy nie kan glo Jesus is waarlik God nie, God in die vlees nie, dan is jou geloof van geen waarde nie. Kom ons gaan kyk wat sê 'n ander Biblical Unitarian, en hy sê hy glo, het altyd hierdie gedagte, ek glo, dit is die waarheid. Kom ons hoor wat sê hy oor hierdie gedagte. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. From this passage of Scripture, many assume that John sought to convey the idea that Jesus is the Word referred to here, meaning Jesus pre-existed his birth, and in fact many believe that he eternally pre-existed as God. However, we believe that Jesus was and is a human being, and he began his existence in the womb of his mother, Mary. And yet we also believe that Jesus is the Word referenced here in the first chapter of John. Nou is dit nie baie skokkend nie. Hierdie mense glo, hy sê dat baie dink hierdie skrif leer dat Jesus sy bestaan het voor sy geboorte. Dit is in Johannes 1 vers 1 en 2, en dan ook as God bestaan het. Hy sê nee, Jesus het nie bestaan as God nie. Hy het sy bestaan gekry by sy geboorte, en vir hom was en is Jesus maar net 'n mens, en het sy begin by sy geboorte. Wat 'n verdraaiing van die skrifte nie. En hierdie dis ernstig, dit is baie, baie ernstig. En God sal vir ons die waarheid deur sy woord wys, dat hy waarlik gekom het as God in die vlees in die persoon van Jesus Christus. Nou kom ons gaan luister na Stanley Franks. Ek het al hierdie video in 'n vorige geleentheid gespeel, maar kom ons gaan kyk weer eens wat hy sê en ons bespreek dit van daar af. So ek dink hierdie gedeelte in Kolossense som vir ons hierdie hele saak op, en dat hy die eersgeborene is van die hele skepping. So Here Jesus het eerste bestaan, en toe die Vader die res van die dinge ook wel gemaak.
En ook dis is wat die Here Jesus sê, ek het bestaan nog voordat Abraham was. En as 'n mens mooi en logies daaraan dink, die engele het ook bestaan nog voordat Abraham was. Die Satan het ook bestaan nog voordat Abraham was. So hierso het Jesus iets net vir die Jode gesê, dat ek is die eersteling van God die Vader se skepping, want hy sê tog vir ons in hy selfde gedeelte in Johannes 8 en dit spesifiek vers 54 dat die een wie julle God noem is my Vader. So Jesus het gekom om die hele saak van God, sy naam, sy identiteit ensovoorts van die Godheid en hoe dit werk, het hy gekom om dit vir ons te verklaar en het gesê hy is een met die ek is wat ek is, want hy is die seun wat uit die Vader se boesem tevoorskyn gekom het. So hy was in die begin by God, omdat hy nog die gedagte, die begeerte in God was, en toe hy na vore gekom het, was hy by God gewees, maar toe hy sê die seun van God, die Here Jesus Christus, nie die God Jesus Christus nie. Nou ja, dit is baie skokkend. Hierdie man glo glad nie dat Jesus God is nie. Nou ja, kom ons kyk wat sy stap vir stap. Hy, die eersgeborene van die hele skepping, dat voor alle dinge bestaan het Jesus eerste bestaan. Hy sê dat, met ander woorde, voordat alle dinge bestaan het Jesus eerste, hy is eerste die skepping, hy was 'n skape, voor alle dinge geskape was. Daarna is hy geskape, en dit is absoluut skokkend. Dan sê hy, voordat Abraham hy bestaan het, dis wat Jesus sê, maar die engele en die Satan het ook voor Abraham bestaan. So Jesus was die eerste van God se skepping. So hy vergelyk Jesus met die engele en Satan, hulle is ook maar geskape wesens, en Jesus was maar net die eerste van God se skepping, wat gemaak is daarna die res van die dinge, soos hy nou pas gesê het. En dan sê hy ook, hy was in die begin by God, maar net as 'n begeerte en 'n gedagte, nie as God self nie. So hy is nie God die seun nie, hy is ook nie die seun van God as God nie, hy is maar net 'n geskape wese. Dit is eintlik baie, baie ernstig. Nou hy sê, hy is die Here Jesus Christus en nie die God Jesus nie. Hier sê hy duidelik in sy woorde, dat Jesus nie God is nie. En dit is 'n ernstige dwaling, en baie mense gaan voor God staan, die meeste mense wat nie glo nie, baie mense gaan voor hom staan, en hulle gaan eendag erken, dat hy waarlik God is, dat hy waarlik die skepper is van hemel en aarde, dat hy God in die vlees is. Dit is baie, baie belangrik. Nou goed, die valse profete sê, the true Jesus was foreknown, not pre-existent. Nou, hulle gebruik 1 Petrus 1 vers 20 buite konteks, dat Jesus was geken aan die begin, was hy geken, en moes hy gekruisig word, maar in die laaste dae, is hy natuurlik geopenbaar, toe hy gekruisig was aan julle, maar hulle sê nee, hy was net geken in God se gedagtes en God se hart, maar hy was nie pre-existing nie. So hulle ken nie, hulle aanvaar nie dat hy vooraf bestaan het nie. Wat 'n skokkende uitlating. Nou ja, kom ons gaan kyk na die volgende, dat Jesus vooruit geken was en hy nie bestaan het nie. Kom ons gaan kyk daarna. Hey YouTube, what's up? Dustin Smith here with A2K, Allegiance to the King. Today we're going to talk about Jesus and the important subject of the pre-existence of Jesus and how that actually is defined in the Bible. Specifically today, we're going to look at the fact that the Bible teaches that Jesus Christ pre-existed only in God's plans, purposes, and thoughts, okay? This means that Jesus didn't literally pre-exist his birth as a conscious being, but Jesus did pre-exist in God's thoughts and his plans and his purposes. Let's look at 3 passages in the New Testament that demonstrate this particular point. We're going to start in Acts chapter 2 in the speech that Peter gives on the day of Pentecost. This is what Peter says. Look at Acts chapter 2 starting in verse 22. Peter says, "Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs, which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. This man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death." There we see Jesus, who, by the way, is a man, a human being, and he was delivered over according to God's predetermined plan
and God's foreknowledge. There, Jesus was in God's plans and his foreknowledge. Very clearly there, it is said that God had planned, and in God's foreknowledge, Jesus was going to be handed over and killed for the sacrifice of our sins. Okay? That is actually taught there in the initial speech in the book of Acts, Acts chapter 2, verses 22 through 23. Nou ja, wat sê hierdie skrifgedeelte? Ons gaan nou daarna kyk. Hy sê dat Jesus nie 'n letterlike wese as 'n letterlike wese bestaan het nie, maar net as 'n gedagte en 'n plan en 'n doel by God gewees. En dan gebruik hy Handelinge 2 vers 22 en 23 totaal buite konteks. Dit sê basies, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Natuurlik was dit in God se voorkennis dat Jesus sou kom sterf vir die wêreld en die sonde van die wêreld. Dit is absoluut wat dit is. Maar dit sê nie in hierdie skrifgedeelte dat Jesus nie bestaan het van die ewigheid af nie, dat Jesus maar net 'n gedagte was nie. Natuurlik het God bepaal reeds in sy voorkennis dat die wêreld se sonde betaal moet word. Daar moet 'n lam kom, die lam van God, Jesus Christus. God homself het mens kom word om hierdie groot offer te bring vir die sonde van die wêreld. Maar hierdie mense sê nee, dit sê maar net, hy was net in 'n plan by God en as 'n sekere doel gewees, maar hy het nie bestaan voor alle dinge nie. Eintlik baie skokkend. Nou, as Jesus Christus nie bestaan het voor alle dinge nie, en hy was nie God nie, hoe het Jesus dan dit gesien? Toe hy die Satan sien val uit die hemel soos 'n bliksemstraal. And when Jesus saw Satan fall like lightning, dit is wat hier gebeur. Hy het hom gesien val uit die hemel met sy sondeval, met die Satan wat sonde gedoen het, saam met 'n derde van die engele. So daarom is dit belangrik dat ons verstaan, Jesus was voor alle dinge. Hy het dit gesien. Hy het dit gesien wat is in die boek van Lukas, baie duidelik. So hierdie mense kontradikt hulle self, en dis wat hulle maar doen, hulle verdraai die skrifte om by 'n sekere siening uit te kom en die seun van God as 'n ware net as 'n geskape wese te sien, iemand wat nooit vooruit van ewigheid af bestaan het nie, maar net 'n plan was in die gedagte van God. Nou goed, is baie belangrik. Jesus Christus is God en is van ewigheid tot ewigheid. En dit kan nie ontken word nie. Die skrifte kan nie verdraai word nie. Die woord van God is duidelik en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Micha 5:1. So dis belangrik dat ons sal verstaan wie Jesus is. Dit is 'n belangrike fondasie van die Christelike geloof. Sonder jy dit glo, is jou geloof nutteloos, jou redding is nutteloos. Jy sal nie gered word as jy nie kan glo dat hy jou verlosser is, wat waarlik God is nie, en dis baie, baie ernstig. Mag die Here ons oë open, deur die werk van sy Gees, deur die woord van die Here. Dis baie, baie belangrik. Nou ja, mag die Here ons seën tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan gesels. Totsiens.